Goeiemôre, liewe gemeente. Dit is vanoggend Pinksterfees en baie hartlik welkom by hierdie diens vanoggend. Ons gaan die nagmaal van die Here ook saam met mekaar vanoggend vier. Vir diegene wat dalk die afgelope week verjaar het, hartlik geluk op u verjaarsdag en mag die Here u ryklik seën. Ook aan diegene wat hulle huwelike herdenk het, baie geluk met die huweliksherdenking. Mag die liefde en vrede van God met u huwelik altyd wees. Ons dink ook vanoggend aan diegene wat dalk geliefdes die tyd aan die dood afgestaan het. Mag die troos van die Here altyd met u wees. Kom ons nader tot die Here en ons begin ons diens in die naam van die Here. Kom, o Gees, en waai deur ons gebroke wêreld. Kom, o Gees, en waai deur ons gebroke lewe. Geliefdes, genade en vrede van die Here Jesus Christus en van die Heilige Gees vir u elkeen. Geliefdes, die afgelope tyd het ons Pinkster boodskappe elke aand met mekaar gedeel en ons het gehoor hoe dat die Here deur Johannes met verskillende gemeentes gepraat het. Ons moet volhard in die Here en aan die Here vashou. En ons moet ook van tyd tot tyd self ondersoek doen of ons lewens nog op die regte pad met die Here is. Pinksterfees word ons gestuurdes van Jesus en elkeen van ons moet draers van die evangelie wees. Ons moet 'n getuie vir die Here wees. En om dit te doen, ontvang ons die krag van die Heilige Gees van God. En op hierdie pad is ons dan bewus daarvan en weet ons dat ons nie alleen is nie, maar Jesus is met ons deur sy Gees. Ons skriflesing vanoggend kom uit Romeine 12 verse 1 tot 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Paulus spoor die Romeine aan om in die lig van wat God vir hulle gedoen het, 'n lewe volledig aan die Here oor te gee. Om te gee beteken om voor iemand te staan. Dit vra dat jy jou tot iemand anders se beskikking moet stel. Die Here wil hê ek en u moet hom aanbid met ons lewe en nie net met ons lippe nie. 2 opdragte uit Romeine 12 word aan elkeen van ons gegee. Ons moet nie soos die wêreld lyk nie. Die tweede opdrag, ons moet deur die woord van God verander word. Ons gedagtes moet vernuwe. As God vir u en vir my belangrik is, sal die wêreldse waardes eenkant geskuif moet word. En op hierdie manier sal elkeen van ons 'n sigbare getuie vir die Here word. Op hierdie manier sal elkeen van ons kan volhard tot die einde toe en op hierdie wyse sy evangelie as 'n gestuurde van God verkondig. Hoor die woord van die Here. Amen. Liewe Heer, baie dankie vir die voorreg wat ons vanoggend gehad het om na u woord te kon luister. Ons gebed is, Heer, dat u werklik sal saam met ons die pad stap, verander ons gedagtes, sodat ons in hierdie wêreld kan goed onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Liewe Heer, ons dankie vir die tafel en Here, u woord leer ons oor die nagmaal
dat U ons baie lief het, dat U in die kruis van Golgotha vir ons gesterf het. Maar Here, U het ook opgestaan uit die dood. Here, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. En ons wil bid dat U die tekens van die brood en die wyn sal kom seën. En nou, Here, wil elkeen van ons, voor ons die wyn en brood gaan geniet, wil ons geloof bely en hoor ons as ons belydenis doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van ons sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit en eet dit, en dink daaraan en glo, dat sy liggaam vir ons almal gebreek was, tot 'n volkomme vergifnis van al ons sondes, daar op die kruis van Golgotha. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit en drink dit, en dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vir elkeen van ons gevloei het, daar op die kruis van Golgotha, tot 'n vergifnis van al ons sondes. Kom ons betoon ons dankbaarheid teenoor die Here, en U sê saam met my die woorde van Psalm 103. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Geliefdes, kom ons ontvang die seën van die Here, en daar waar hy tuis is, vertrou ons dat die Here u met sy vrede ook sal skenk. Aan ons onderwysers wat môre skool toe gaan, ons wens die sterkte toe, en in besonder die graad 12 en die graad 7 wat môre terug skool toe moet gaan, sterkte daarmee en wees asseblief veilig en pas u gesondheid op. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en in elkeen van u sy vrede gee. Amen. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation